Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 28 Julie, en die skrifgedeelte waarop ons fokus is 1 Konings 3, vers 5 tot 12, in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om in hierdie oomblik jouself opnuut na God te draai, om stil te word in die teenwoordigheid van die een wat altyd naby aan jou is, wat in liefde na jou kyk. Laat die geraas van die dag bedaar, en voordat daar besluite geneem word of antwoorde gevind word, voordat hierdie dag verder ontvou, sit vir 'n oomblik by God Drie-enig, hier waar wysheid begin. Die gedig waar woorde besin van Nadine Klaasen rig ons tyd van stilte. U is die begin en einde, liefdevolle Skepper. In U is daar lewe, in U is daar hoop. U is die lig en ek die lood. Amen. 1 Konings 3, vers 5. Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: "Wat wil jy hê moet ek vir jou gee?" Toe sê Salomo: "U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor U. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare, en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan U, dat ek U volk reg sal regeer, en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer?" Die Here het dit goed gevind dat Salomo dit gevra het. Hy het vir hom gesê: "Omdat dit jou versoek is, en jy nie vir jou 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig, soos niemand voor jou gehad het of na jou sal hê nie." In die stilte van die nag vra God vir Salomo 'n merkwaardige vraag. Wat wil hy hê moet ek vir jou gee? Dis natuurlik 'n vraag wat ons verbeelding aangryp. Wat sou ek vra? Meer tyd, meer sekerheid, meer sukses, meer beheer oor die dinge wat my bekommer? Maar Salomo vra iets anders. Hy vra vir 'n luisterende hart. Nie bloot meer kennis of skerper redenasie vermoë nie, maar 'n hart wat kan luister. Die Hebreëse woorde dra die beeld van 'n hart wat oop is, aandagtig is, ontvanklik is. Ware wysheid begin nie by praat nie. Dit begin by luister, by gehoorsaamheid, by dieper luister na God, na ander, na die werklikheid soos dit is, eerder as soos wat ek dit wil hê. Miskien is dit waarom hierdie gebed God so behaag. Salomo vra nie vir hom iets wat hom groter maak nie. Hy vra vir iets wat hom meer beskikbaar maak, meer ontvanklik, meer mens. Ons dink dikwels wysheid beteken om die regte antwoorde te hê, maar die skrif teken 'n ander prentjie. Wysheid groei in die mens wat stadig genoeg leef om eers te luister, na die sagte leiding van God, die nood van ander, na die waarheid wat nie hard verkondig of uitgeroep hoef te word nie. 'n Luisterende hart is een van die grootste geskenke wat ons vandag kan ontvang. Want waar ons leer luister, begin ons ook anders leef.
In die lig van hierdie gedeelte wil ek jou uitnooi om oor jou eie reaksie te dink as God hierdie vraag vandag vir jou sou vra. Wat wil jy hê moet ek vir jou gee? Wat sou jou eerste antwoord wees? Dink bidtend hieroor na. Wat beteken dit vir jou om 'n luisterende hart te hê? Praat met God in gebed hieroor. Waar nooi God jou om stadiger te leef en dieper te luister? Praat met God in gebed hieroor. Kom ons bid saam. Wyse God, gee my nie eers die regte antwoorde nie, maar 'n luisterende hart. Leer my om aandagtig te wees vir u stem, vir die mense wat u oor my pad stuur en vir die wysheid wat dikwels in stilte groei. Vorm my hart, sodat ek met onderskeiding, nederigheid en liefde kan leef. Amen.